Goeiemôre. Vanoggend kom ons by die vraag en dit is, roep God jou? En ons gaan kyk in die Bybel hoe God verskillende mense geroep het en met watter doel het hy hulle geroep. Ons begin deur die baie bekende gedeelte te lees wat van Samuel. Hanna was onvrugbaar, toe het sy 'n seun gehad, maar sy het 'n belofte aan God gemaak dat as hy haar sal seën met 'n seun, dat sy die seun aan hom sal wy. En kom ons lees saam uit 1 Samuel 3 verse 1 tot 9. Ek gaan sekere gedeeltes uitlaat waar daar 'n bietjie herhaling is, maar ek wil u wys op baie punte hier. En die seun Samuel het die Here gedien voor Eli, en die woord van die Here was skaars in die dae. Gesigte was daar nie baie nie. In die tyd dan, terwyl Eli op sy plek lê en slaap, sy oë het al begin swak word sodat hy nie kon sien nie, toe die lamp van God nog nie dood gegaan het nie en Samuel lê en slaap in die tempel van die Here, waar die ark van die Here was, het die Here na Samuel geroep en hy het geantwoord, hier is ek. Daarop loop hy na Eli en sê, hier is ek, want u het my geroep. En 3 keer na mekaar roep die Here hom. Elke keer gaan hy na Eli toe en dan sê Eli vir hom, dit was nie ek wat jou geroep het nie. Dan gaan ons verder. Maar Samuel het die Here nog nie geken nie. Ook was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar nie. En die Here het Samuel weer geroep vir die 3de maal en het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe merk Eli dat die Here die seun geroep het. Daarom het Eli vir Samuel gesê, gaan lê, en as hy jou roep, moet jy antwoord, spreek Here, want u knegt hoor. Toe het Samuel geloop en op sy plek gaan lê. Ek wil hier net op 'n paar gedeeltes hierso wys, wat vir ons wys eintlik die tragedie wat hier aan die gang is. Dit begin met, sommer hier in die begin, en die woord van die Here was skaars in die dae. Gesigte was daar nie baie nie. Die Jode het God nodig gehad, maar God het nie met hulle gepraat nie. Hy het hulle nie geroep nie, want hulle luister nie na hom nie. En nou is die vraag ook vir my en vir jou, luister ons as God ons roep? Hoor ons as hy roep en gee ons ag op dit wat hy sê? Die Here het na Samuel geroep en hy het geantwoord, hier is ek. Daarop loop hy na Eli en sê, hier is ek, want u het my geroep. Die Here roep ons, maar ons koppel sy antwoord aan ander mense wat ons geroep het, nie aan sy woord nie. En wat hierdie gedeelte nog meer tragies maak, volgens die mense wat hierdie gedeelte bestudeer, en nou praat ek van jou teoloë, sê hulle dat Samuel op daardie tyd tussen 5 en 7 jaar lank reeds in die tabernakel gewerk het. Hy werk in die huis van God, wat Israel daardie tyd gehad het, maar hy ken God nie. Ek en jy woon hoeveel jare al 'n kerk by, maar ken ons God? Hoor ons as God met ons praat? En dit is die vraag wat ons moet probeer beantwoord kry. Hoor ons wat hy vir ons sê? Weet ons hoe hy met ons praat? Dan kry jy mense wat so maklik sê, God het vir my gesê, en baie keer is dit nie God wat vir hulle gesê het nie, dit is hulle eie gedagtes, wat hulle uitspreek, en omdat hulle dink dis die regte gedagte, sê hulle, God het vir my gesê. God kan met jou praat, en God kan vir jou sê, maar maak eers seker of dit wel is, God het vir jou gesê, en of dit jou eie maaksel is, waarmee jy vorendag kom. Ons lees verder van vers 10 af, toe het die Here gekom en gaan staan en geroep soos die vorige kere, Samuel, Samuel, en Samuel het geantwoord, spreek, want u knegt hoor. En die Here het aan Samuel gesê,
En hier laat ek nou weer 'n stuk uit. Maar let op die reaksie. Eli het vir Samuel vertel dat dit God is wat met hom spreek. En nou besef Samuel vir die eerste keer hoe dit klink as God met jou praat. En nou antwoord hy God. En nou gaan God met hom praat. En wat God vir hom sê, is dat hy hele klompie dinge vir Samuel gaan vertel, van wat hy met Eli en Eli se huisgesin gaan doen, omdat hulle afgewyk het van God se woord. God sê vir Samuel, en ek, dit is God, sal hom te kenne gee, dat ek sy huis gaan oordeel tot in ewigheid, oor die ongeregtigheid wat hy geweet het, want toe sy seuns skande oor hulle self gebring het, het hy hulle nie streng bestraf nie. Let daarop, Eli was bewus van die sonde wat sy kinders doen, en hy het hulle nie bestraf nie. En wat is die gevolg? God hou op om te praat met Eli. God praat met my en jou. Ons hoor dalk sy stem, maar hoor wat kan gebeur as jy nie uitvoering gee aan sy opdragte nie. Hy kan maak soos wat hy met Eli gemaak het, en hy kan ophou om met jou te praat. Luister jy waarlik na wat hy sê? En daarom sweer ek, dis weer God aan die woord, aangaande die huis van Eli. Waarlik die ongeregtigheid van die huis van Eli sal tot in ewigheid nie deur slagoffers of spysoffers versoen word nie. Met ander woorde, maak nie saak wat se werke jy doen nie. Jy kan nie deur jou werke 'n herstel vind met God nie. Daar's net een manier wat jy die band tussen jou en God kan herstel, en dit is deur die bloed van Jesus Christus. Jy moet aanvaar dat Jesus vir jou gesterf het. Jy moet hom vra om vergifnis van jou sonde, maar voor dit als, moet jy glo dat Jesus God is. Want hy is die enigste weg, en sonder hom kan jy nie by die Vader uitkom nie. En nou kom ons by die volgende, baie hartseer gedeelte. Maar Samuel was bevrees om die gesig aan Eli mee te deel. God praat met my en jou. Hy vertel vir ons wat is die waarheid. Maar ons is bang oor wat die wêreld gaan sê, of oor wat mense gaan sê, en veral wat gesiene persone dalk gaan sê, oor dit wat God se boodskap is. En dit gaan nie om vir hulle te gaan sê, God het vir my gesê, jy doen dit en dit verkeerd nie. Jy moet hulle redeneer uit die Bybel uit, en daarom is hierdie hele gedeelte genoem, juwele uit die Bybel, want jy moet leer hoe om God se woord te verstaan, en God spreek meestal met elkeen van ons deur sy woord. Dit is waarom jy moet Bybelstudie doen. So jy moet vir hulle sê, die woord van God wys vir ons dat dit wat jy doen in stryd is met die Bybel. En jy moet dit doen in liefde. Ek gebruik altyd die voorbeeld van hoe Jesus gepraat het met die vrou by die put. Hy het nie vir haar gekom en gesê, jou slegte ding wat al soveel mans gehad het, en jy leef nou in ontug saam met 'n ander een nie. Hy het by haar gekom, en sy het self tot die besef gekom deur sy mooi woorde, van wat die fout in haar lewe is. En dit is hoe ek en jy met ander mense moet praat. Goed, Samuel het voortgegaan, en nadat Eli hom amper gedreig het, Eli eindig sy dreigement met die volgende woorde, en Samuel het hom al die woorde meegedeel, en niks vir hom verberg nie. En die Here het gesê, hy is die Here, en hierdie hy waarvan ek nou gelees het, is Eli, en Eli het gesê, hy is die Here, laat hom doen wat goed is in sy oë. Luister net hierso, dit is 'n godsman, dit is die hoëpriester van daardie tyd. En hy sê, wat maak dit saak wat God sê? Want dis waarop hierdie woorde neerkom. Hoe dikwels doen ek en jy dit nie ook nie?
Hoe dikwels tree ons op asof dit nie saak maak wat God in sy woord sê nie. Ons steur ons nie daarna aan nie. Ons gaan voort met ons lewe soos ons wil lewe. En dit is wat Eli daar gedoen het. En Samuel het groot geword en die Here was met hom. En hy het nie een van al sy woorde onvervuld laat bly nie. Met ander woorde, die straf op Eli het nie onmiddellik plaasgevind nie. Daar het nog jare verloop, God het hom tyd gegee, God is 'n genadige God. Maar Eli het nie hierdie genade van God aanvaar nie. Vanoggend maak God van my as 'n instrument gebruik om vir jou te vra, wat is daar in jou lewe wat verander moet word? Waar tree jy op in stryd met die wil van God? En jy moet die saak met God uitmaak. Jy moet na hom toe gaan en sê, Here, ek stel my hele lewe vir u oop. Vertel vir my wat is verkeerd in my lewe, dat ek kan leef volgens u wil. En o Here, vergeef my dit wat ek verkeerd doen. Dit is 'n gebed wat ons eintlik daagliks moet bid. Verootmoediging is iets wat ons voortdurend moet doen. Ons moet onsself bloot lê voor God en hy sal ons wys wat is die regte dinge om te doen. Dan lees ons hier teen die einde, en die hele Israel van Dan tot Berseba het erken dat Samuel betroubaar was en as 'n profeet van die Here. En die Here het weer verskyn in Silo, want die Here het hom geopenbaar aan Samuel in Silo deur die woord van die Here. So, die woord, Samuel het die woord reggebring. Die mense het geluister na hierdie woord en hulle het God gesien in dit wat hy doen. Ons het al dikwels in die verlede ook daaroor gepraat. Dit moenie gaan dat mense jou eer vir dit wat jy sê nie. Mense moet God eer deur dit wat hy aan jou gegee het om te sê. En dit is wat ek van u vra. Luister na die boodskap van God. Bestudeer u Bybel en God sal met jou deur sy woord praat en vir jou wys hoe hy wil hê dinge in jou lewe moet verloop. Maar hierdie roepstem van God vind ons nie net in die Ou Testament nie. Ons kry dit ook in die Nuwe. Ons lees in Handelinge 9 se eerste 6 verse. Maar Saulus, wat nog dreigend en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, die weg, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Dit is hoe hulle die vroeë Christene genoem het. Soos hy 'n Christen gekry het, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem sou bring, sodat hulle doodgemaak kan word. En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af, en hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En Saul, wat later Paulus geword het, antwoord, wie is u Here? Hy hoor die stem, hy weet nie wie dit is nie, maar hy besef dis 'n almagtige wat met hom praat. En hierdie man wat gedink het hy dien God, deur Christene te vervolg en dood te maak, wat bygestaan het en die klere opgepas het van diegene wat Stefanus gestenig het, vra, wie is u Here? Samuel het in die tabernakel gewerk. Hy het God gedien, maar hy het God nie geken, totdat hy God gehoor het wat met hom praat. Saul het gedink hy dien God, deur die Christene te vervolg, maar het hy hom nie geken nie, en daarom moet hy ook die vraag vra, wie is u Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg, met ander woorde, Jesus is God. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy, dit is Paulus, bewe en verbaas staan, sê hy, Here, wat wil u hê moet ek doen? Met ander woorde, op daardie oomblik besef hy, dit is God wat met hom praat. En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad, en dit sal vir jou gesê word wat jy moet doen. En nou kry ons
hoe God dan 'n mens gebruik om vir Paulus te vertel waaroor alles eintlik gaan. Vanaf vers 10. En daar was 'n disipel in Damaskus met die naam van Ananias. En die Here het vir hom in 'n gesig gesê, Ananias, en hy antwoord, hier is ek, Here. Kom ons staan net hierby stil. Van hierdie Ananias lees ons net in hierdie gedeelte van die Bybel. Dis 'n onbekende volgeling van God, of vir ons 'n onbekende volgeling. Die Bybel ag dit nie nodig dat ons meer weet van hierdie man nie. Maar luister na die verskil in optrede. Paulus, daai stadium nog Saul, het gevra, wie is u, Here? En hier kom Ananias en hy sê, hier is ek, Here. Wat antwoord ek en jy as God met ons praat? Vra ons, wie is u? Of bied ons onsself aan, hier is ek, Here, gebruik my soos u wil. Want dit is waarom God met jou praat. Toe sê die Here vir hom, Ananias, staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat en vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus. Want kyk, hy bid en hy het in 'n gesig 'n man met die naam van Ananias sien inkom en hom die hande oplê sodat hy weer kon sien. Maar Ananias antwoord weer eens hierdie onwilligheid wat in ons voorkom. Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor, hoeveel kwaad hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het. U heiliges, diegene wat u volg. En hy het hier volmag van die owerpriesters ontvang om almal te boei wat u naam aanroep. Maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel, want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly. Ons ken die res van hierdie geskiedenis. Ananias het gegaan en Paulus se oë het oopgegaan en hy het besef wat aangaan. Maar God maak hier van 'n werktuig gebruik, kom ons stel dit maar 'n onbelangrike persoon, om 'n boodskap na Paulus te bring. En kyk wat het in Paulus se lewe gebeur. Hoeveel mense het hy nie na God gelei nie? God vra vir my en vir jou om met iemand te werk, om 'n boodskap aan iemand te bring. Ons bevraagteken dit, want ons dink met ons menslike beperkte verstand. En ons het nie die wete van die alwetende God, van waarom daar met daardie persoon gepraat moet word nie. Ons moet luister na God se opdragte en ons moet sy opdragte uitvoer. Kom ons kyk hoe God met verskillende mense praat op verskillende maniere. En ons kyk nou weer in die lewe van Samuel. Ons gaan terug hierdie keer na 1 Konings 18 toe. Ons lees in vers 21. En Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lank hink julle op 2 gedagtes? As die Here God is, volg hom na. As Baal dit is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. Ekskuus, ek het hier 'n gedeelte oorgeslaan. Ek het gesê dit is Samuel. Ons kom nou by Elia uit. En hierdie is vir my 'n verskriklike kosbare gedeelte. Dit is hierdie gedeelte wat my destyds gedwing het of na God gesleep het, wat die hake in my kakebeen was, wat my na hom getrek het. En dit is as 'n seun in ongeveer standaard 9 daardie tyd. Hierdie vraag, hoe lank hink julle op 2 gedagtes? En as 'n mens dan die res van hierdie geskiedenis lees, sien 'n mens wat gebeur. Elkeen van ons sal seker 'n ander teks kan quoteer wat in ons lewe 'n groot rol gespeel het. Maar daarom is hierdie vir my so kosbare teks.
Ons gaan aan in vers 24. Ek moet hierdie gedeelte ook korter maak om als ingepas te kry. Roep julle dan die naam van julle God aan. Dit is vir die mense, dis vir die deel van Israel wat die afgode gedien het. Met ander woorde, hulle het Baal gedien, en die ander afgod wat daar ook as Asjera, 400 Baal-profete, 350 van Asjera wat hulle gedien het. So roep julle die naam van julle God aan en ek sal die naam van die Here aanroep. En die God wat met vuur antwoord, hy sal God wees. En die hele volk het geantwoord en gesê, die woord is goed. Hulle het nog steeds nie geglo nie, hulle wou eers hierdie wonderwerk sien. En dan kom ons by die wonderwerk in verse 36 tot 39. En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, met ander woorde is in die namiddag, het die profeet Elia nader gekom en gesê, net eers weer hier, in die verse vooraf, het hulle geroep en Elia het met hulle begin spot en gesê, julle God slaap, roep harder. Toe het hulle self begin sny en so om hulle God te kry, maar hy kon hulle nie antwoord, want hulle God is dood, dis 'n afgod. Maar nou kom Elia in gebed en hy sê, Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit vandag bekend word dat U God in Israel is, en ek U knegt, en dat ek al hierdie dinge op U woord gedoen het. Antwoord my, Here, antwoord my sodat hierdie volk kan erken dat U, Here, God is, en dat U hulle hart tot U laat terugkeer. Met ander woorde, luister net na hierdie gebed. Geen eer na sy kant toe nie. Hy pleit dat God hom bloot as die instrument moet gebruik om vir die volk te wys dat die Here God is en dat hulle God moet volg. Daarop het die vuur van die Here neergeval en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer. Ja, die water wat in die sloot was opgelek. En toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle aangesig geval en gesê, die Here, hy is God, die Here, hy is God. Hierdie boodskap wat Elia gebring het getref op daardie stadium. En nou is dit 'n baie interessante gedeelte wat ons kry. Elia het hierdie hoogtepunt in sy amptsbediening vir God beleef. En ons kry dat hy in kort daarna onder 'n besembos gaan wegkruip en hoop om te sterf, omdat hy bevrees is vir wat Agab en Jezebel aan hom gaan doen. Selfs die grootste volgeling van God twyfel by tye. Maar in jou twyfel moet jy ook God aanroep en God sal jou gebed verhoor en jou die sekerheid gee. Wat ek daarmee sê, moenie dink jy's verlore as jy met eens twyfel nie. Hoe meer jy twyfel, hoe meer tyd moet jy met God spandeer. Hoe meer moet jy God se woord lees, maar ook hoe meer moet jy met God gesels, moet jy bid tot God en hom vra om jou die sekerheid, die geloofsvertroue te gee. Ons moet God aanroep. God gee dit as 'n bevel, Jeremia 33 vers 3. Roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak, groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. God gaan vir jou die antwoorde gee op baie probleme. Hy gaan nie alles aan jou openbaar nie. Party goed gaan jy eers weet as jy hom ontmoet. Maar hy gee vir jou al hoe meer en meer dinge wat jy weet. Lees die boek Daniël. Kyk hoe Daniël God vertrou vir die klein dinge. Eerstens net oor die voedsel wat hy sou eet. En God het groter en groter opdragte vir Daniël gegee. Totdat hy aan Daniël openbaar het wat die geskiedenis van die wêreld sou wees in die eeue wat daarop volg. Maar dit begin deur jou wat God aanroep. Psalm 27 vers 7 tot 10 spel dit as volg uit. Hoor o Here, ek roep luid. Met ander woorde, ek roep hard na U
en wees my genadig en antwoord my. Van U sê my hart, soek my aangesig. Ek soek U aangesig, o Here. Verberg U aangesig nie vir my nie. Wys U knegt nie af in toorn nie. U was my hulp. Verstoot en verlaat my nie, o God van my heil. Want my vader en my moeder het my verlaat, maar die Here sal my aanneem. Jy moet God lief hê bo als. Jy moet God lief hê bo jou ouers, bo jou kinders. God moet die eerste liefde in jou lewe wees. En die tweede gebod wat daarmee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit waaroor ons verlede week gesels het. Maar nou kry ons ook soms dat mense se harte verhard is en hulle hoor nie as God met hulle praat nie. Ons dink terug aan die voorbeeld van Eli. God het aan Samuel geopenbaar wat met Eli en sy huisgesin gaan gebeur. Maar Eli het nie geluister nie. Hy het gesê, God is groot en wat God ook al wil laat gebeur, sal gebeur. Hy besef nie, hy moet tot inkeer kom, hy moet hom tot God wend nie. En dit het tragiese gevolge vir sy huisgesin gehad. Praat God met jou, gaan jou huisgesin getref word, omdat jy te hardnekkig is om te luister na hom. Jeremia 7 vers 27. Ook moet jy al hierdie woorde aan hulle meedeel, maar hulle sal na jou nie luister nie. En jy moet na hulle roep, maar hulle sal jou nie antwoord nie. God weet dat Israel op daardie stadium, hulle harte was verhard, hulle sou nie geluister het wat Jeremia sê nie. Maar nogtans kry Jeremia die opdrag, gaan vertel dit vir hulle. Ek en jy word moedeloos as ons met mense praat, en die mense reageer nie op die boodskap wat ons gee nie. Maar ons het vir hulle vertel dit wat God wil hê, hulle moet hoor. As ons tyd gehad het, kon ons op meer dinge ingegaan het, maar as ons die boek Esegiel deurgaan, dan sien ons dat God sê, elkeen van ons is 'n wagter op die muur. En as die vyand inkom en ons waarsku die mense, dan gaan die mense se bloed nie op ons hande wees as die vyand kom en hulle verslaan nie. Maar as ons nie die mense waarsku nie, gaan hulle bloed op ons hande wees. En dit is wat ons hier doen. God waarsku ons, ons is die wagter op die muur. Ons moet vir die mense in die stad sê, dit is die boodskap wat God in sy woord opgesluit het. En dit maak nie saak of hulle ons glo of nie, of hulle ons verwerp en of hulle ons aanvaar nie. Ons opdrag is om daardie woord uit te dra. Dit gaan nie vir ons om hulle hart te verander nie. Ons is daar om die woord te verkondig. En vandag wil ek dan afsluit met Spreuke 1 vers 28 tot 31. Luister nou na die teenoorgestelde wat ons hier kry. Dan sal hulle na my roep. So hier begin die mense nou na God roep. Maar ek sal nie antwoord nie. Hulle sal my soek, maar my nie vind nie. En nou kry ons die rede hoekom God op daai tydstip nie meer na hulle gaan luister nie. Omdat hulle die kennis gehaat en die vrees van die Here nie verkies het nie. Van my raad nie wou weet nie. Al my teregwysings verag het. Daarom sal hulle eet van die vrug van hulle wandel en versadig word van hulle planne. Met ander woorde, daar gaan 'n tyd aanbreek in elkeen van ons se lewe, dat as jy dan na God roep, dit te laat gaan wees. Dat jy nie dan meer die genade van God sal kan vind nie, omdat jy hom dikwels genoeg verwerp het, omdat jy nie geluister het toe daar met jou gepraat is nie. Dit is die boodskap wat gaan aan hierdie mense wat in die vorige vers nie wou luister toe Jeremia met hulle gepraat het nie. Maar dit gaan ook na die mense wat nie luister toe ek en jy 'n boodskap vir hulle gegee het nie. Maar dit kan ook met my en jou gebeur as ons nie die boodskap wat God vir ons gegee het oordra aan diegene aan wie hy wil hê ons moet daardie boodskap oordra nie. Hoor jy die stem van God? Verstaan jy die woord van God? God spreek tot verskillende mense op verskillende maniere.
Jy kry mense wat in drome gesigte sien. Jy kry mense wat God hoor praat. Maar met die meerderheid van mense praat God deur sy woord. In my eie lewe seker 99% van die tyd praat God met my deur sy woord. En dan kom daar 'n oomblik, en dit gaan veral as ek moet praat oor God, wat ek met eens getref word met 'n gedagte, en daardie gedagte is die Heilige Gees wat die gedagte daar lê, dat ek daardie woorde kan uitspreek. So, dit is verskillend vir verskillende mense, maar daarom moet ons oefen, en ons oefen deur te luister na God, deur sy woord te bestudeer, want dis die eerste stappie wat ons moet neem. Is jy by daardie eerste stap? Hoeveel tyd per dag staan jy af van die woord van die Here? Hoeveel tyd per week staan jy af van die woord van God? Doen jy dit gereeld? Doen jy dit elke dag? Want dit is wat God van ons verwag. Is jou lewe reg? As dit nie is nie, maak jou lewe met God reg, en sy oordeel sal lig oor jou lewe wees. Grote God en almagtige Hemelse Vader, ons roep vanoggend U naam aan. Here, U spreek tot ons, maar so dikwels hoor ons nie U woorde nie. So dikwels is ons te haastig om iets te doen, dat ons nie luister na wat U sê nie. Of ons gedagtes is by ander dinge en ons hoor nie wat U sê nie. Here, gee ons die rustigheid in ons gemoed, dat as ons met U praat, ons aandag by U sal wees. Here, gee dat ons sal luister wat U in U woord vir ons sê. Maar Here, gee veral dat ons sal reageer op U woord, soos die jong seun Samuel, wat bang was om U woord te spreek, maar op die ou end tog vir Eli vertel het wat aangaan. Here, help ons om hierdie boodskap uit te dra. Gee dat ons dit onbevrees soos 'n Elia sal doen, dat ons wagters op die muur vir U sal wees en verkondig dit waarteen U ons waarsku in U woord. Wees met elkeen wat vanoggend na hierdie boodskap geluister het en seën dit aan elkeen se hart. Wees met elkeen in hierdie tyd wat voorlê. Here, hou ons trou, dat ons sal vaskleef aan U woord, dat ons sal groei in ons liefde vir U, dat ons sal groei in ons kennis van U, dat ons U gebooie sal bewaar. Ek vra hierdie dinge in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen.